Ons dank U, Hemelse Vader, vir die wonderlike boodskap, werklikheid van Kersfees. Ons dank U, Jesus, dat U die volle pad kom loop het, en dat ons die koms kan herdenk in hierdie tyd. En ons pleit die Gees van God om hierdie boodskap in ons harte te bære en te laat lewe. Uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U, o God, behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ons lees die Kersverhaal en die verhaal dan oor die sterrekykers vanmôre hier in Matteus 2 van vers 1 tot 11. Van vers 1 af waar daar staan: Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe: en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle gesien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na 'n land toe teruggegaan. In die teksgedeelte wat ons vanmôre lees en oor gaan praat, hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. So hulle het gekniel, hulde bewys, geskenke vir hom uitgehaal. Net hierdie gedeelte.
Ek kan maar vir ons die volgende prentjie neergooi. Dis interessant, wanneer ons dink, wanneer word geskenke uitgedeel? Wanneer is die twee geleenthede wat mense vir mekaar geskenke gee? En die twee keer wat het gebeur is by verjaarsdag en by Kersfees. Dis 'n tyd wanneer ons met 'n spesiale gesindheid iets van onsself en van liefde en waardering aan iemand wat vir ons spesiaal is oordra. Ek gee om vir jou, jy is spesiaal vir my, en dis 'n stuk hulde, dis 'n stuk dankbaarheid, 'n stuk van myself. Ek sê, jy is spesiaal vir my. Nou, ons kan dit verstaan, dat ons, wanneer dit Kersfees is, vir mekaar geskenke gee. Maar nou is dit tog vreemd aan een kant as 'n mens daaroor dink op Kersfees, wanneer dit eintlik die herdenking is van Jesus se geboorte, dan gee ons vir mekaar geskenke. Dis amper soos wat ek verjaar, en nou kom julle na my partytjie toe, julle gee vir mekaar geskenke, en ek kry niks. As mens mooi daaroor dink. Met Kersfees gee ons nog steeds van mekaar geskenke. Maar nou weet ons, ek moes nou al die verhaal gehoor, maar eintlik gee ons hierdie geskenkies vir mekaar met die groot geskenk wat God vir ons gegee het in gedagte. Kersgeskenke is, ek het lang terug so oor aan probeer lees oor die goed, dan sê hulle, Kersgeskenke en Kerskaartjies is eintlik 'n ding wat 'n lang pad geloop het, waar mense in Kerstyd iets moois gemaak het, waar hulle vir mekaar gesê het, seën vir jou. Heeltyd dink aan die liefde van die Here. So 'n kaartjie wat iemand gemaak het en self versier het, en iets moois kom gee, wanneer ons by mekaar is om die koms van Jesus te vier, dan het hulle iets moois by mekaar gebring om dit mooi te maak. Maar hier fees het nou groot ding geword. Kersfees word al groter, en is blinker, en is groter, en nou word dit feeste, waar daar uitgehang word, en almal sit met hulle beste voor vir mekaar, en almal is net baie trots, en ek moet tog nie afsteek by die Joneses nie, en die gasheer en die gasvrou, en dit wat hulle hier doen is eintlik die groot onthou, en ek moet sorg dat my geskenk daarom nou iets spesiaals gaan wees, groter en meer. En die idee waaroor dit oorspronklik was, om my te herinner aan God se geskenk, skuif op die agtergrond. Geskenke. Die eerste geskenk, waar ons dink aan 'n geskenk met Kersfees, was die geskenke wat ons van lees in hierdie spesifieke gedeelte. En ek dink as ons so iets meer prentjie wil sien van die rol van die Kersgeskenke, en hoe dit dalk sou sin maak, dan lees mense hierdie verhaal, en ek dink dit gee vir ons 'n ander perspektief. Ons weet nie veel van die wyse manne nie, of die sterrekykers nie, wat ons hulle ook al noem nie. Daar staan sterrekykers uit die ooste. Hoeveel hulle was, weet ons nie. Wat hulle geweet het, hoe hulle by hierdie aankoms kom, het weet ons nie. Ons weet wel dat hulle een of ander openbaring van God af gehad het, dat hulle geweet het, toe hulle hierdie ster sien,
of 'n konstellasie van hemelliggame, niemand weet nie, maar hierdie spesiale lig het hulle die koneksie gehad aan die koning van die Jode, want hulle kon vra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? So God het in hulle wêreld 'n bewussyn gebring. En dan kom hulle in Jerusalem by die kern van die kerk, daar waar die tempel is, waar die gelowiges moet wees, en dan kom vra hulle vir hulle, waar is hy? En die kerk weet, hulle kan dit gaan naslaan. Maar die kerk was stil. En nou lees ons hier, die oomblik toe hulle hierdie goed vra, was die koning, en hulle sê die Here, hele Jerusalem ewig ontstel. Die koning is ontstel, want hy hoor van 'n koning, en as 'n koning daai tyd om beheer was, dan het hy sy posisie met mag en mening, lewe en dood beskerm. So dadelik wil hy weet, wie, waar, hoe. Die volk in Jerusalem was bevrees en wou dit stilhou, want die koning van die tyd hulle geweet, verdra nie kompetisie nie. En as dit nou nog onder hulle was wat onder sy heerskappy verdruk is, dan kan hy dalk vies wees en sy woede op hulle uithaal. So niemand wil hê dan moet gepraat word oor hierdie goed. Maar hulle sê, hulle bly net daar doodstaan. So toe met hom moeilikheid. Herodes vra. Hy vind uit, en hy roep die sterrekykers en hy sê, gaan vind noukeurig uit, en dan kom sê julle vir my. Noukeurig wil presies weet, want dit sal nie geduld wees nie. En dan gaan hulle kry die kindjie daar. Ek sê weer, watter verbintenis hulle en of hulle gelowig geword het, dit weet ons nie. Maar hulle kry die kindjie daar, en hulle buig voor hom, en hulle gee geskenke. Sê, ons het gekom om aan hom hulde te bewys, vir hom gaan buig. Belangrike manne uit die ooste, wat hierdie prentjie het, hierdie kindjie is iemand baie spesiaal, baie besonders. Dit was 'n openbaring wat hulle gehad het. En so ons kom hulde bewys, eer bewys, ons kom buig voor hom, is nog 'n baba, maar ons weet, hier kom iemand spesiaal, en hulle gee geskenke. Hulde, eer, buig, soos 'n onderdanigheid aan 'n koning, iemand spesiaal. Maar die kerk het nooit daar uitgekom nie. En die Jode het nou nog nie daar uitgekom nie. Maar hierdie gesindheid is die baie spesiale. Die geskenke wat gebring word. Eerstens uit die kosbare geskenke, geskenke vir iemand belangriks, kosbaar, waardevol, is wat hulle voel dat hulle vir 'n koning sou wil gee. En as ons nou oor hierdie geskenke dink, en ons sien iets hiervan, hulle buig in erkenklikheid vir hom as koning, dan hoor ons, as ons dan later by Paulus kom, en Paulus praat oor hierdie kindjie, en sy koningskap en sy heerskappy en die spesiale wie hy was. Die wyse man het geweet hy is spesiaal. Sterk, al hierdie goed wat sê hy is spesiaal, en ons gaan buig voor hom. En dan kom Paulus en hy skryf in Romeine 12, die groot woorde van ondergeskiktheid in hom. Maar hy begin in die eerste 11 hoofstukke as hy sê, wie was hierdie koning? Wie was die vredevors? Wat het hom die vredevors gemaak? Skryf hy vir 11 hoofstukke van wie was hierdie kindjie wat op daardie dag gebore is, vir wie hierdie groot manne kom neerbuig het,
wie se voorbeeld ons kan volg. En waarom? Dus hy is die een wat gekom het. Die vredevors wat diensknegt kom word het om vrede te bring. Dan sê die Here Jesus, die vrede wat ek gebring is die vrede van die wêreld. Ek het nie gekom dat volke met mekaar vrede gaan hê in die eerste plek nie. Dit was nie die grootste ding waar ek gekom het, is die vrede tussen mens en hulle God, tussen skepper en skepsel, tussen God en die mense wat hy gemaak het vir homself en wat vir hom weggedwaal het. En dan vertel hy, wat het hy gedoen? Hy het gekom, hy het gelei, het gesterf, in die kruis gesterf, hy het opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, gaan plek gereed maak, en dan sê hy, met hierdie goed in gedagte, begin hy hoofstuk 12, gee julleself aan hom as 'n lewende, heilige offer. Gee julleself aan hom as lewende, heilige offers. Heilig, beteken eenkant gesit vir God. As 'n offer om myself prys te gee. Offer is iets wat op 'n altaar sit en verbrand geword, dan moet ek sê, ek gee dit prys. Ek vat nie 'n stukkie daarvan nie, dit word weggegee, verbrand. Ek doen afstand. Gee jouself. Doen afstand van jouself en sê, ek leef nie meer vir myself nie. En dan sê Paulus, want hy het gekom, dat die ouwe verbygaan, die nuwe het gekom, sê in hoofstuk 12. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Hy het gekom dat julle nie meer vir jouself sal leef, en van vir hom wat vir julle gekom het, geleef het, gesterf en uit die dood het opgestaan. Gee julle self aan hom as 'n offer. Sê, dit is waarvoor hierdie een gekom het. 'n geskenk aan God. Dit beteken dat Paulus, soos wat hy dikwels doen, die fokus van die mens wil probeer regkry en sê, kyk, waarmee is julle besig? Maar wil gedurig die fokus. Hy skryf oor, sê julle hoop op hom is vir hierdie wêreld, dan sê maar wil julle moet kyk, die eintlike gaan oor hierna. Hy het opgestaan, ons gaan eendag saam met hom. Sy het gekom sodat hier kan vrede kom, sodat hierna, Paulus wil die aandag skuif. En so dink ek is dit nodig dat ons aandag geskuif word van hierdie geskenke in ons verjaardagpartytjies waar Jesus nie is nie. Julle sal onthou, ek het 'n tydjie terug vir julle hierdie verhaaltjie vertel van die mamma wat vir Pietie nou of hierdie verjaardagpartytjie voorberei het. En kyk, mamma het uitgehang en gesorg dat alles reg is en moenie afskeep by al die ma's wat ons al hierdie goeder. Wat weet jy, ek sien teker hulle vir 1 of 2 jarige kind 'n verjaardag, daai arme kind sal eendag die foto stuur en sê, wow, maar ma's het duisende rande spandeer en ongelooflike goed. Die ou bakkietjies waar die kos in word geprint met hulle naam op, dis iets verskrikliks. Joune is geel, myne gaan geel en blou en rooi wees, en so gaan ons wild aan, en so kry mamma alles reg, en die mammas kom, en al die kindertjies kom, en hulle hou lekker partytjie, en op 'n stadium toe sê hulle, maar die kinders maak nou Pietie se verjaardag geskenk, sê, julle kan ons die Pietie's goed opmaak, sê, maar Pietie is nie, onthou maar, oom my magtig, ek het hom nog nooit by die kleuterskool gaan maak nie. En partykeer wonder ek, of ons Kersfeesvierings nie op dieselfde ding is nie. Ons is besig met 'n eie fees, maar die een waaroor dit gaan, is nog nie daar nie. Ons gee vir mekaar geskenkies, maar ons het vergeet om by mekaar te kom en sê, hierdie geskenkies is iets kleins om mekaar te herinner. Ek bring iets moois om vandag mooi te maak. Bring vandag iets wat 'n simbool gaan wees. Iets kleins wat my net herinner. Selfs die beste wat ek kan gee, verdwyn in heerlikheid teenoor wat hy vir ons gegee. Want eintlik is dit wat daardie dag gebeur het, is die geskenk van die ewige lewe.
Dis waarvoor hy gekom het. Vir vrede, sodat ons ewige lewe kan erf. Daarom is dit so belangrik, as ons by mekaar is met Kersfees, dat ons mekaar kom sê, hierdie by mekaar kom, en vir ons ietsie kom sê, van die hemelse fees wat wag. Ons vier vandag hier sy geboorte, en die feit dat hy gekom het om te kom bly. En met die geskenkjes wil ons mekaar herinner. En met hierdie saamwees en hierdie fees wil ons kom sê, dit moet ons herinner aan die groot fees wat kom, juis omdat hy gekom het en die vredevors was. Daarom is my gebed dat ons, terwyl ons besig is om ons Kerstyd en ons byeenkoms te beplan, in gedagte sal hou, ten minste daardie dag, dit vir mekaar te sê. Hierdie geskenkies, kom maar net vir ons herinner aan sy groot geskenk. En hierdie feeslikheid en alles wat vandag voorgesit is, wat ons eet en wat ons drink, hoe grand en hoe wonderlik dit ook al mag wees, is maar 'n skaduwee van die groot fees wat hy vir ons in gedagte het. En mag Jesus die een wees wat ons gedagte het wanneer ons Kersdag beplan. Alles sê, Here, mag daardie dag die byeenkoms wees. Mag ons dit so beplan dat ons vir die plek sal gee in daai dag. Dat ons daai dag met mekaar dit gaan deel, vir mekaar gaan sê, mekaar herinner. Jesus het gekom. Die groot geskenk. En ons gaan hemel toe. En met hierdie geskenkie wil ons mekaar herinner, so oneindig goed was hy. Met hierdie fees wil ons mekaar herinner, elkeen wat in hom glo, sal lewe al het hy ook gesterf. Mag jy wonderlike Kersfees hê, mag die Here vir julle wonderlik seën, en mag Jesus sy plek hê, mag dit tog nie so wees dat ons hom vergeet nie. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons so goed was, vir hierdie onbeskryflik groot geskenk. Die geskenk waarvan ons niks verdien het nie. En die fees wat vir ons wag, wat enige fees in die wêreld so klein laat lyk, totaal oorskadu. Mag hierdie Kersfees die tyd wees waar ons die groot geskenk en die heerlike fees heel eerste in ons gedagtes sien. Mag ons byeenkomste 'n fees wees. En Here, mag ons onsself vir U gee, soos hierdie wyses kom buig het om hiermee te sê, ons erken U as koning. En as ons vra watter geskenke ons kan gee, dat ons sê, Here, ons kom in hierdie tyd om te sê, Here, hier is ek, met alles in my. Hier is ek, neem my lewe, neem my geld, my silwer, my verstand, lei my, skoei my voete, gebruik my hande, my stem, dat ek sal sing en in diens sal wees. Mag ek in hierdie tyd lig wees. Here, ek wil myself gee. Ek sê, dis waaroor alles gaan. Klein goedjies van mekaar, maar die grootste, die heerlikste, ek sê, hier is ek. Dankie Here dat ons kan weet, dat ons onsself kan gee, en dat U ons gaan skaaf en kwaam maak en gebruik en toerus, en die woorde in ons mond sit, en
die lig binne in ons laat skyn, dat U net gewillig soek, dat U ons sal gebruik. Bid Here vir 'n besondere Kersfees wat begin in my hart en in elkeen wat vanmôre hier byeen is. Vlei dit in Jesus naam.